soek na die apostel Petrus? Ja, dis ek. Jy is nou by die hemelpoorte, CV? My CV is nogals lank, baie lank. Jy is geweeg en tekort bevind. Hy vra my al die hele tyd, hoekom is daar deur op die vroeg? Ons praat so 'n bietjie oor een van die areas in jou lewe waar jy eintlik die meeste van jou tyd spandeer. En hierdie was 'n kosbare oomblik wat die aanbiddingsspan ons ingelei het en 'n oomblik waar ons kon uittreë, net sê Here, hier's 'n area in my lewe waarop ek vertrou. Ek voel dalk nie lekker nie of ek staan in vir iemand wat siek is. En ons kom na U toe. Die woord sê, sy naam is 'n sterk toring waarna ons hardloop in oomblikke soos daai. En dan dag ons maandag by die werk op en ons moet werk. En dis asof goeders daar nou maar net normaal moet aangaan. Maar tog in hierdie reeks Labour to Legacy waar ons iets wil verstaan van my werksplek wat eintlik 'n plek van aanbidding is. Wil ons ietsie prakties in jou lewe jou mee help en kom inbou en soos baie van julle weet, is dat as jy van werk verwissel of as jy aansoek doen vir nuwe werk vir die eerste keer, is een van die eerste dinge wat hulle vra is jou CV, en is reg, dis wat ons doen, is vra die CV en op jou CV is daar goeie soos jou bekwaamhede en jou vaardighede, jou kwalifikasies en jou ervaring. En so jou CV probeer een vraag beantwoord en dit is, wat kan jy doen? Jy weet, waartoe is jy in staat? Wat kan jy doen? Maar anders as wat julle nou op die video gesien het, daarom as ons by die Here kom, vra hy nie vir jou CV of jou LinkedIn profile nie, okay? As dit sou so moes wees, sou daar in elk geval net een ding op daai CV gestaan het, nuwe skepsel in Christus. Skoon gewas deur die bloed. Maar dis nie waar die Here is nie. Die Here vat ons in Jesus en maak ons deel van hom en ongelukkig is dit so dat in ons werkskultuur waarin ons werk is dit 'n kultuur wat prestasie behep is. Die fokus is op prestasie en op uitkomste en om suksesvol te wees. En erns te kom in die lewe en al daai goeders bly ons vir jou ook sê is verseker belangrik, maar wat ons kultuur kom doen is dit kom sit dit heel bo, dis die belangrikste ding en as jy so gefokus is om bo uit te kom, om die corporate ladder te klim dalk, bo uit te kom of jou besigheid die beste ene te maak in die stad, of selfs net om net kop bo water te kan hou, is die gevaar daar dat jy jou siel kan verloor iewers te langs die pad. Nou jy ken hierdie skrifgedeelte baie goed, dis Matteus 16:26, wat sê, want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat baat dit 'n mens, as hy alles wen, maar aan sy siel skade ly? Kom aan, jy kan werknemer van die maand wees, en dan sit jou fotootjie op die muur, of jy kan die mees suksesvolste, rykste besigheidsman in die stad wees. As jou siel skade kry, as jou siel stikkend en bitter en verpletterd is en jy beleef jouself ver van God af, dan help dit niks nie. Dan vra die Bybel, wat baat dit jou? So alhoewel ons verstaan het dat om te gaan studeer is belangrik en homself toe te rus is baie belangrik om die gawes en die talente wat die Here vir jou gee te groei en te ontwikkel is krities belangrik, wil ons vanoggend 'n klein bietjie dieper gaan as vaardighede en jou bekwaamhede. En ons 'n bietjie gaan kyk, wat lê agter my werk? Die tema wat ek met jou oor praat vanoggend is die siel van werk, is waarna ons wil kyk. Die siel van werk. Nou baie mense verstaan siel verkeerd en raak deur mekaar en jy dink dit verwys na jou gees, maar jou siel bestaan eintlik uit
3 dimensies uit. Dit bestaan uit jou denke, jou denkprosesse, bestaan uit jou emosies uit, en dan jou wilsbesluite, jou wil. Die besluite wat jy neem wat oorgaan tot aksies. En nou, hoor wat sê Romeine 12:2, hy sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke. In die Grieks, daai denke sluit eintlik die hele siel in, dit sluit in jou emosies, dit sluit in jou innerlike wese, jou emosies, jou wil en jou denke. Hy verwys eintlik na al 3 daai elemente. En hy sê, moenie aan die wêreld gelykvormig wees nie. Wat bedoel hy? Hy sê, maar die wêreld is behep net met wat jy kan doen. Maar die Here kom en hy wil fokus op wie is jy besig om te word. Wie is jy besig om te word? En so ek wil 'n oomblik vat en net na al 3 daai areas vanoggend kyk, wat jou sielsdimensie is, en hoe die Here besig is om met dit te werk binne die konteks van jou werksplek. So die eerste een is jou wilsbesluite. Nee, besluite is daai boustene van jou karakter. Besluite is daai goeders waar jou karakter gevorm word. In Kolossense 3:23 herinner ons en sê, wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Ons het laasweek ook na 'n soortgelyke skrifgedeelte verwys, maar dit was in Efesiërs gewees, en Paulus skryf eintlik vir 'n paar gemeentes dieselfde ding wat hy vir hulle sê. As jy werk, wanneer jy werk, doen hierdie vir die gehoor van een, doen dit vir die Here, jy doen dit nie vir mense nie. En so wanneer dit kom by besluite, nee, ons word almal gekonfronteer elke dag met besluite wat ons moet neem binne die konteks van die werksplek, en partymal val daai besluite so klein bietjie in 'n grys area. Nee, dit is so klein bietjie van 'n grys area. Dis soos wanneer ek 'n verslag moet invul en ek sit daar en ek wonder, moet ek hom maar 'n bietjie inkleer? Die syfer so klein bietjie beter lyk. Nee, of as ek ergens dalk 'n fout gemaak het en ek besef daai fout gaan my beïnvloed, dan wonder ek dalk, kan ek nie 'n manier vind om 'n kreatiewe manier vind om dit subtiel op die stelsel te plaas nie. Het jy al ooit by 'n plek ingeloop en sê hulle, die stelsel is af. Nee, is daai frustrasie wat 'n ou beleef, of ek pak dit op 'n kollega, dis as gevolg van daai persoon wat ek hierdie fout gemaak het, of wat hierdie ding gebeur het. En ons 100 sulke voorbeelde van grys areas waar ek in 'n oomblik 'n besluit moet neem wat 'n invloed gaan hê oor hoe dinge gaan uitspeel. En die Here wil ons na 'n plek toe vat waar hy sê, daai vraag wat jy jouself moet vra in daai oomblik wanneer jy voor daai besluit staan, is nie hoe gaan die besluit of die uitvoering van daai besluit my bevoordeel nie, of my beïnvloed nie. Dis nie die eerste vraag wat jy moet vra nie. Dis selfs nie eers of hoe gaan dit hierdie my baas beïnvloed of beïndruk nie. In daai oomblik is dit die vraag waarmee jy moet stoei, is die vraag, hoe gaan hierdie besluit die Here dien? Nee, hoe gaan hierdie besluit sy koninkryk dien? Hoe gaan in die groter konteks waarmee die Here besig is, wat hy in my lewe wil doen, die talente, die vaardighede wat hy binne in my gesit het, waarheen ek op pad is, die drome wat ek droom, nee, dit wat die ambisies wat ek beleef, hoe is die Here besig om al daai te vat, sodat sy koninkryk gedien kan word? Jesus het gesê, soek eers sy koninkryk. En dan al die ander goeders, waaroor ons so bekommerd is, of wat ons graag in ons harte wil hê, sal hy dan byvoeg. Die tweede ene, wat ek met jou wil oor praat, is jou denke. Die manier, hoe jy dink. Want veral wanneer dit kom, by jou werksplek, wanneer jy môreoggend instap in jou kantoor, of in jou bakkie klim, of by jou klaskamer instap, hoe jy dink oor daai spasie, hoe jy dink oor, hoe kom jy daar is, en wat die Here in daai spasie wil doen, hoe jy oor dit dink, gaan beleef, of gaan 'n invloed hê, ook oor hoe jy dit beleef. So baie maal wanneer ons negatief is, baie maal wanneer dit vir ons voel, ag Here, ek kan nie net meer nie, of baie maal wanneer dit die enigste fokus raak in jou familie ly skade, of jou gesondheid ly skade, as gevolg van wat werksituasie kom
kom vereis, dan is dit nie omdat die werk hierdie slegte ding in jou lewe is, net die vloek van Genesis 3. Nee, op die sweet van jou aangesig sal jy brood verdien. Onthou, ons het gesê dat Jesus het op die kruis die vloek gebreek. Voordat dit 'n vloek was dit iets mooi uit die hand van die Here bewoon en bewerk. Hierdie mooi aarde, hierdie mooi skepping wat ek vir julle gegee het. En so die manier hoe ek dink het 'n groot invloed op dit. Die wêreld probeer jou oortuig dat wat jy doen vir 'n lewe, wat jou werk is wie jy is. Was jy al ooit by 'n braai of het iemand nuut ontmoet en dan sit nie lank in die gesprek in nie en vra hulle so, wat doen jy vir 'n lewe? Nee, en dan dadelik antwoord jy en sê nie, ek's 'n aktuaris of ek's 'n rekenmeester, jy weet, of ek is 'n besigheidsman, of ek's 'n onderwyser of ek's 'n pastoor en sonder dat jy dit besef, identifiseer jy met wat jy doen. Ek is dit. Ek is dit. Baie mense vra my, wat noem ons jou nou? Noem ons jou Johan of pastoor? En ons my antwoord altyd dieselfde is Johan. Want wat ek doen is pastorale werk, maar wie ek is Johan en ek is trots op my naam, want my naam beteken die genade van die Here. Die genade van God. Ek verstaan iets wanneer ek dit hoor, ek verstaan iets van die belewenis van wie ek is in die Here, want sien, hier is die moeilikheid. Hier is die moeilikheid, is as jy deur omstandighede dalk jou werk verloor, dan verloor jy, dan voel dit vir jou, jy verloor jouself. Of as jy misluk, nee, as jy 'n entrepreneur is en jy spring in, jy begin hierdie besigheid en hy duik, jy weet, jy verloor alles, dan voel dit vir jou, jy's die mislukking. Jy is die een wat misluk het. Ek het 'n vriend gehad in die bediening, so 'n paar jaar terug, en hy het op 'n stadium te tree hy af, en ek vra vir hom, hoor jy so 'n week of 2 later, vra vir hom, en hoe werk aftrede met jou? Hy sê vir my, Johannes, verskriklik. Dis verskriklik. Die een oggend het ek nog opgestaan, kantoor toe gery, personeel gehad wat aan my gerapporteer het, die gemeente gehad wat ek lei, en die volgende dag toe ek opstaan, toe voel dit vir my, ek is niks. Ek is niemand en niks. Hy sê, ek het geweet, dis nie waar nie, maar die impak van die oomblik was vir my so groot gewees. Dis wat gebeur as werk jou identiteit word. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 10. Hy sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Paulus was nie bang vir harde werk nie, en hard werk is belangrik, nee, dis 'n goeie ding om in te sit en hard te werk. Paulus was nie bang vir hard werk nie, en Paulus was ook baie bekwam. Hy was een van die beste geleerdes van sy tyd gewees. Hy het geleer onder Gamaliel wat 'n bekende rabbi was, voordat Jesus hom beet gekry het. So hy het die kennis gehad wat hy later gebruik het tot God se koninkryk, eer van God se koninkryk. Paulus het ook hierdie manier gehad, is hy het ingestap by 'n dorp, dan kon hy begin gesprekke voer met sleutelmense van daai dorp, van daai stad. Nee, wat hy gedoen het as 'n tentmaker, hy was 'n besigheidsman. Wat hy gedoen het, die kwaliteit van sy werk het vir hom 'n platform geskep om gesprekke oop te maak met mense. Hy het invloed gehad. Maar Paulus het iets verstaan, dat wie hy is en wat hy geleer het onder Gamaliel en wat hy kon regkry om in sy besigheid en selfs in sy teologiese fondasie en sy snap van wie Jesus is. In al daai het hy besef dat dit is nie my identiteit nie, ek is wie ek is deur sy genade. Ek is wie ek is deur wie Jesus my kom maak het, niks anders nie. Die ander goeders kom die Here en hy vat dit en werk dit na sy welbehae. Dis nie my identiteit nie. En hierdie is hoekom hierdie vir jou belangrik is om te snap en te hoor, dat wanneer jy werk met goed soos identiteit, veral in jou werksplek, as jy verstaan jou identiteit in Jesus, in jou werksplek, dan beskerm dit jou teen 2 goed, teen uitbranding en arrogansie. Nee, uitbranding, want as ek dink, jy weet, ek moet die heeltyd myself bewys, ek moet die heeltyd my waarde
bewys, dan wil jy jouself doodwerk en oor 'n mik werk en niemand gaan nooit tevrede wees. Almal gaan nie tevrede wees nie. You can't please all of the people all of the time. Maar as ek weet wie ek is in Christus en vanuit dit uit gee ek my allerbeste vir die allerhoogste, dan werk jy vanuit rus. Jou rus wat jy in die Here gevind het, en jy werk nie vir rus, vir die naweek of vir die vakansies wat kom nie. Maar die tweede een is ook belangrik, wanneer jy daai sukses behaal, wanneer jy daai projek deurgaan, wanneer almal hande klap en sê, dis as gevolg van jou, meneer Swart of mevrou De Bruin, dis as gevolg, as dit nie vir hulle was nie, dan staan ons so trots uit hier binne jou hart op, en jy dink, dit was die moeite werd, die laat aande, alles wat ek ingesit het, en jy kan beweeg na 'n plek toe waar jou kop skuif en jy begin dink, nou ek kan enige iets doen. Ek is so oulik, en dis wat Paulus hier kom neersit, hy sê, op 'n ander plek sê ek het baie om oor te roem, ek is baie goeders waardeur ek was en reg gekry het. Maar ek weet, een ding is vir my net waar, is ek kan net in die Here roem, en dis wat hy hier wil kom sê, is, ek het baie harder gewerk, is baie van die ander, maar eintlik is net genade. Eintlik is dit net deur die genade van die Here wat ek dit kon regkry, en dit, so dit hou jou voete gegrond, jou voete op die grond, en jou oog op sy koninkryk, sê, hierdie is hoekom ek hier is, hierdie is hoekom ek hierdie doen. Die derde een is emosies. Ek weet nie van jou nie, maar jy weet, werk het partymal die vermoë, of jou werksplek, party van die mense wat saam met jou werk, het die vermoë om emosies in jou uit te bring, wat jy nie eers geweet het jy het nie. Nee, en daai emosies kan partymal teen jou werk, en veral teen wat die Here in en deur jou lewe by jou werk wil doen. Ek onthou, hierdie is baie lank terug, ek wil so vir 'n oomblik so 'n bietjie vulnerable wees voor julle. Okay. So baie lank terug, werk ek vir Woolworths, en ek's een van die departementsbestuurders, hulle noem dit 'n DM, Department Manager. In die voedselmark gedeelte in Crestag het die tweede grootste food market in Woolworths gehad, en daar's 'n paar goeders wat belangrik is in Woolworths, en een van hulle is stoktyk. Okay, so as jy nie goeie stoktyk het nie, gaan dit nie goed met daai winkel vir die res van daai jaar nie, jy weet, verhogings en bevorderings en al daai goeders. So stoktyk was 'n kern deel gewees, en dit altyd oor 'n naweek gebeur, en my baas, die foods manager, sy naam was Pino. Pino is op verlof, en net voor hy op verlof gaan, roep hy my in sy kantoor, en hy sê vir my, Johan, jy gaan vir my die stoktyk doen, wat oor 'n maand is, jy moet solank die beplanning begin, en nou sit ek daar, jy weet, en ek kry so warm gevoel hier in my binneste, man, die stoktyk, gee hulle vir my, dis een van die grootste goeders van die jaar, ons moet vertroue wees, hierdie harde werk, die lang ure wat ek insit, jy weet, as ek luister amper nie wat hy sê nie, soos wat ek vir myself vertel, hoe oulik ek is. En die dag die naweek op, en ek het goed beplan, ek het hom uiteengesit, alles is reg, nee, en ek hou die ouens dop, en ek maak seker alles verloop seepglad. Maar wat elke naweek ook moes gebeur het, is daar moes 'n verslag ingevul word van wat het oor die naweek gebeur, watter stok het ons uitgehardloop, of wat is die gebeure van die naweek. En ons doen dit elke naweek, so as jy naweke werk, en ek delegeer daai werk vir een van my seniors, ek gaan nie sy naam noem nie, okay, maar ek delegeer dit wat eintlik 'n ou wat 'n hoër posvlak is as ek, en 'n senior is, ek vra hom, sal jy asseblief net vir ons die naweek verslag doen. Maandag kom, ek word ingeroep in die groot baas, die winkelbestuurskantoor, en sy sê vir my, die weeksverslag is nie gedoen nie, teken asseblief, hierso is 'n written warning. Nou probeer ek verduidelik, maar ek het gedelegeer, ek sê, jy is die verantwoordelik een gewees die naweek, dis op jou skouers. Daar's 'n verskil tussen om accountable te wees en responsible. Ek was accountable. En ek is kwaad hier in my binneste, hier staan die emosie op, wat ek naderhand sê, ek weier, ek sal nie, ek gaan nie hierdie waarskuwing teken nie, wat wil jy hê, 'n goeie verslag, of wil jy 'n goeie stoktyk hê, en ek het hierdie lang gesprek, maar vir so 2 of 3 weke in 'n ry was daai verslag nie ordentlik ingevul nie, en sy het besluit, sy gaan 'n voorbeeld maak van hierdie naweek se ouens. Ek weier om te teken, ek stap uit, en ek is in die badkamer, en toe ek in die badkamer kom, hier is die vulnerable deel, begin ek huil.
Nee, volwasse man, ek was jonk geweest. Ek was in my vroeë 20's. Maar hier begin ek al, en nou is ek vies vir myself. Jy's in jou werksplek. Jy weet, dis die era waar ons al groot cowboys dan kraai. Jy's 'n man, hoekom huil jy? Hoekom het jy so ontstel oor hierdie en dit was vir my verskriklik geweest. Ek was verskriklik vernederd. Gelukkig het niemand gesien nie. Al die snot en trane afgevee voordat ek al uitgegaan het. Jare na dit kyk ek terug na daai situasie toe met baie ervaring met die Here se inspraak in my lewe en ek weet presies wat het gebeur. Daar was 'n klein stukkie uitbranding geweest. Dit's 'n lang naweek, was lang ure, baie spanning om die eerste stoktyk te maak werk. Daar was baie spanning wat ingaan het, beplanning vir dit. En toe is dit maandag en dis die release, dis klaar, dis agter die rug. Dis Maar saam met dit was dit die verkeerde verstaan dat my werk en die uitkomste daarvan bepaal my waarde. Ek het op 'n plek gewees waar ek gedink het, wow, hulle sien my raak, hulle sien die waarde van wat ek bring na hierdie maatskappy toe raak en die volgende dag sê die groot baas wat belangriker, sy opinie belangriker is, teken hierdie waarskuwing. Die waarskuwing het vir my gesê, jy maak dit nie. Is nie goed genoeg nie. En die leuen in die oomblik het veroorsaak dat daar 'n emosie opstaan wat ek in die oomblik nie kapasiteit gehad het om mee te deel nie. Die huil wat ek gehuil het was, jy's nie goed genoeg nie. Sekere leuns wat toe ek baie klein was in my lewe ingebou is deur die vyand, is opgeroep in 'n oomblik en 'n gedagte van verwerping wat ek beleef in 'n oomblik. En my liggaam sê ek kan dit nie hierdie hanteer nie. En so dis wat gebeur is wanneer jy in daai spasie kom, dan kan daar emosies opstaan en vir almal is dit nie noodwendig daai emosies nie, dalk is dit woede uitbarsting. En jy sê goed of jy doen goed wat nie die Here se koninkryk dien nie. Wat nie besig is om jou te posisioneer vir wie hy geroep het om te wees binne daai spasie nie. Nou ek wil sê dit beteken nie ons het nie emosies in die werksplek nie. Ons almal raak frustreerd. En ons almal raak kwaad, ons almal raak moeg, ons almal kom in 'n spasie waar dinge dalk net te veel met jou gebeur. Dit gaan nie oor om nie emosies te hê nie, dit gaan oor hoe bring ek daai emosies onder die heerskappy van Christus. Ek wil weer na Paulus toe gaan in Filippense. Hy sê, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hy het homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Sien, emosies is hoe ek voel, frustrasie, woede, hartseer, dis wat ek voel, maar my gesindheid is hoe ek kies om op dit te reageer. Is om 'n oomblik onder Jesus se heerskappy te bring en sê, wat sê die Here oor hierdie saak, oor hierdie persoon? Wat is dit wat die Here in my lewe wil inbring in hierdie oomblik? En die woord praat ook al van dat ons elke gedagte gevange neem. Dis 'n oomblik waar jy dit gevange neem en sê ek weier om toe te laat dat hierdie heerskappy, dat hierdie ding my baas raak. En ek bring dit onder die Here se heerskappy in. So wanneer jy met hierdie 3 goeders in jou werksplek instap, Here, die besluite wat ek gaan neem, Here, die manier hoe ek gaan dink in my werksomstandighede, oor wie ek is, en hoekom ek hier is, en Here, hoe ek hierdie beleef, en hoe ek werk met die verskillende emosies wat my elke dag tref, wanneer ek in my werksplek instap. So wat die Here vir jou wil kom sê, is ek wil al daai, wil ek saamtrek. Ek wil vir jou kom sê, it is well with your soul. Waar jy op 'n plek kan staan, soos Dawid wat gesê het, o my siel, waarom is jy so te neergedruk hier in my? Vat sy siel vas. Dis daai 3 goeters. Hy sê, verstaan wie jou koning is. Verstaan wie jy is. Jy's 'n kind van God, jy's nie 'n kind van jou maatskappy nie. Of jy CEO is en of jy die koffiemaker is, jy's 'n kind van God. Jy stap met daai status binne in jou werksplek. En Ellen Platt vertel die storie hoe hy eendag na die bank toe gaan en moes 'n lening doen vir een van die bouprojekte wat ons gehad in Doxydene. En hy stap en hy weet, is dinge
weet, hy verstaan hoe die syfers werk en hy loop aan en hy dink by homself, ag ek dink in elk geval nie die lening kan deurgaan, die goed kan nie werk nie. Die Heilige Gees op 'n oomblik sê vir hom, wie is dit wat by hierdie bank instap? Hierdie is nie die een wat ek ken nie, dis die een wat ek gemaak het. Jy weet jy wie jou pa is, aan my behoort die vee aan 1000 dewels, dit maak nie saak wat daai bankbestuurder vir jou gaan sê nie, ek is die ene wat jou voorsiener is. Hy sê in 'n oomblik, lig sy skouers, sy bors steek uit, sy kop tel op en hy gaan sit daar voor die bankbestuurder en hy kyk hom in die oë en sê vir hom, man, jy het die geleentheid vandag om my te help. Jy moet in jou werksplek in kan stap met 'n ander sielsoortuiging. 'n Ander stuk geloof in jou hart. Jy's daar met 'n doel. Jy's daar om die koning van die konings te verteenwoordig. Jy is nie net sy ambassadeur nie, jy's sy kind in daardie spasie. Worship team, julle ouens kan vir my vorentoe kom. Hier's waarmee ek dit wil land vanoggend is, ek wil jou uitdaag en hierdie is in die preeknotas, jy kan 'n foto neem. Ek wil jou uitdaag om aan die einde van jou dag, ons het gesê ons werksplek raak 'n aanbiddingsplek en ons wil vir jou tools gee oor hoe, dis maklik om oor dit te praat, hoe word dit 'n realiteit? Aan die einde van die dag, miskien 5 minute voordat jy huis toe gaan, trek jou kantoor deur toe, gaan sit in jou bakkie, maak hom toe. Vra vir jouself hierdie 3 eenvoudige vrae. Waar het ek vandag saam met God gewerk? Dis net 'n bewuswording van, Here, waar het U opgedaag? Dis God wat in my werk om te wil en te werk na sy welbehae, sê die woord. Here, waar het gebeur vandag? En dit is 'n bewuswording in daai oomblik van hoe Heilige Gees daar was, in daai vergadering, in daai e-mail wat jy moes stik, in daai moeilike oproep wat jy moes maak, in daai transaksie wat deurgekom het. Jy besef, die Here was teenwoordig in daai spasie. Here, waar was ek net op autopilot gewees? Waar het ek net in die vlees gefunksioneer en ek gee dit net vir die Here en sê, Here, ek het dit hier gemis. En ek weet jy gaan my nie uithaal oor dit oor en oor nie, maar ek wil onthou môre dat as ek weer by daai plek kom, wat was die trigger? Toe ek vir haar gesê het, ek weier om hierdie ding te teken en ek staan op my regte en beklei vir myself, Here, wat? Heilige Gees, waar was U in daai spasie en wat wou U eintlik vir my sê? En wat was die groter prentjie wat U eintlik wou by uitkom? Ek wil teruggaan vir 'n oomblik na daai toe. Seker so 'n maand later roep die HR manager my in en sê, Plexie maar net geteken het man. Die winkelbestuurder het vir my gesê, ons weet wie ons het in daai persoon, maar ek moet 'n boodskap deurbring. Ons gaan nie daai ding op sy file sit nie. Sy sê, nou, jy gaan 'n bietjie moet werk moet maak, want hulle begin nou wonder of jy rebel is. Here, wat is die groter prentjie vir my? Waar was ek net op autopilot gewees? Die laaste ene, Here, wat wil U my kom leer? Oor my karakter en hoe U besig is om te swaai, om meer van Christus te reflekteer. Want hoor hierso wat sê Jeremia 18 vers 6, kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand. So môreoggend as jy instap by jou kantoor, jy gaan sit jou laptop aan. As jy daar uit jou bakkie uitklim en jy vat jou tools, of as jy uitstap in 'n vergadering en jy maak jou notas oop, jou voorbereiding wat jy gedoen het, as jy voor die klas gaan staan, jy sit jou tas neer, en jy sit daai Proxima aan, as jy daar is, wil ek jy moet hierdie woorde onthou, jy moet dit hoor, jy's in sy hand vandag, en jy's klei, daar's 'n stuk vorming wat vandag gaan gebeur, en jou hartsbegeerte is, Here, in hierdie dag en in hierdie oomblik, wie wil U my vorm om te wees? Want sien die Here is baie minder bekommerd oor wat jy gaan bereik in jou loopbaan. Hy's baie meer gefokus op wie jy gaan word. Wat 'n legacy jy gaan los vir jou kinders en jou kleinkinders en jou juniors wat saam met jou gewerk het, jou kollegas wat beïnvloed is deur wie jy is en wat jy ingebring het in daai werksplek in. Hoe jy daai maatskappy of daai skool of daai omgewing
'n invloed in dit ingehad het, toe jy wegstap, het daai plek 'n plek geword wat meer en meer van God se hart vir hierdie stad en vir ons omgewing kom weerspieël het. Paulus het ingestap in 'n stad as 'n tentmaker, 'n ou wat tente gemaak het, besigheidsman in die boubedryf. En die ouens het hom gekyk sê, goeie hande werk. En hy het uitgestap en dan was daar 'n gemeente, 'n lewende, gewende gemeente, wat uit daai gemeentes uit is die wêreld verander. Dis Paulus se legacy. En ek wil vir jou vra om op te staan, net in hierdie oomblik. Ons gaan volgende week 'n bietjie dieper sak in die gedagte van legacy, maar vanoggend wil ek kom bid. En ons het laasweek gesê, ek wil dit weer sê, al is jy afgetree, al het jy nie werk nie, al vertrou jy die Here vir werk, al voel jy jou werk is nie belangrik nie, al voel jy is nie in die regte werk nie. Hierdie gebed is vir almal in hierdie gehoor. Want elke dag staan jy op, daar's take, daar's goed wat die Here in jou hand sit, gesprekke. Daar's goed wat jy moet doen, en jy doen dit asof vir die Here, nie vir mense nie, nie vir jou baas nie, nie vir jouself nie. Selfs nie eers vir jou gesin, jy doen dit vir hom. En in daai oomblik wil ek wil jou, in daai spasie wil ek vir jou kom verklaar vandag, dat jy is aangestel deur die Here. Dis hy wat jou in daai plek kom sit. Vader, hierdie is 'n heilige oomblik waar U kom sê, ek het hierdie seun van my, ek het hierdie dogter van my kom posisioneer vir waar hy of sy nou is. En ek kom sit my salwing, ek kom sit my mandaat, ek kom sit die evangelie van Jesus, maar ek kom sit ook die koninkryk van God. En alles wat daarmee gepaard gaan, kom sit ek in jou hande en ek sê, vandag gaan ek jou vorm. In hierdie oomblik gaan ek jou vorm, in hierdie week gaan ek jou vorm om meer van dit op vertoon te sit, op display te kom sit. En elkeen van ons voel, Here, ek is nie waardig, ek is dalk nie goed genoeg nie, Here, ek weet nie of ek toegerus genoeg is nie, sê die Here, wie ek roep en wie ek stuur, sal ek ook gee alles wat jy nodig het, om te wees presies wat jy moet wees vir elke oomblik. En so ek bid vir daai werkspasies, Here, wat 'n heilige plek is, waar U teenwoordig is, waar U opdaag wanneer ons opdaag, dat dit 'n plek van aanbidding sal wees, soos 'n wel aangename reukoffer voor hierdie, wanneer U na ons kyk in daai werksplek, en U glimlag oor ons, en U sê, vandag gaan jy 'n medewerker van God wees, ek en jy gaan hierdie deel van jou wêreld skuif. En vanoggend is dit net 'n ja in ons harte, en sê, Here, kom vorm ons. Hier is die pottebakker. Ek is die klei. In Jesus naam.